As daar nou 'n persoon is wat geweet het wat is God se wil vir sy lewe, is dit Moses. En nogtans in Psalm 90, Moses, wat 'n psalm in skryf, sê hy in sy gebed is: Here, help my om nie my tyd te mors nie, laat ek elke dag laat tel. Nou imagine dit, hy wat God se stem duidelik gehoor het, die volk gelei het, en die Here deur hom wonderwerke gedoen, hy kom op 'n punt op sy lewe dat hy sê, laat ek net vandag dit doen waarvoor hy my geroep het. Want Moses het 'n paar dinge geweet. In die heel eerste plek, dat elke mens se tyd min is. In Psalm 90 skryf hy dit. Hy sê, mense lewe is maar soos 'n asempie, gaan vanaf verby. So, wat kan ons leer uit Moses se lewe uit? Hy wat die stem van God gehoor het. En dit is, dat Moses tyd gemaak het, om elke dag die stem van die Here te hoor. Want hy het geweet, hy het die verantwoordelikheid gehad, om dit te doen waarvoor God hom geroep het. Nou ja, baie keer sê 'n mens, ek het nie tyd nie. Ek het 'n besige dag. En dit laat my dadelik dink aan die ouens wat gaan gym in die oggende. Hulle is al 5 uur die oggend by die gym. Ek hal my hoed af vir hierdie ouens wat tyd maak. Hoeveel te meer nie vir ons geestelike lewe moet ons tyd maak nie. Want jy weet, as daar nou dinge is wat Satan van hou, as hy weet, hy kan ons nie keer om God se stem te hoor nie, want ons is gemaak om God se stem te hoor. In die tweede plek weet hy kan nie God se doel vir ons lewe stop nie. En in die derde plek weet hy ook, hy kan ons nie doodmaak nie. Ons is in die hande van God. Alles is in God se hande. So, wat doen Satan? Hy hou ons besig. Hou jou so besig, dat jy nie tyd maak vir God, om God se stem te kan hoor nie, sodat jy nie weet wat is jou doel op aarde nie. So elke oggend laat dit ons gebed wees. Here, in hierdie dag, wys my en sê vir my, wat wil U hê moet ek doen? Lei my om te doen wat U wil hê ek moet doen. Maar dan moet ons eers stil raak, nê, en tyd met sy woord spandeer elke dag, daai selfdissipline te hê om God se stem te hoor, want ons tyd is min.